lof en pryse daaraan, want goedertieren is die Heer. Sy goedheid eindig nimmer meer, sy trou en waarheid hou al krag, tot in die laaste nageslag. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus, dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, loof om halleluja, halleluja, loof om halleluja, dankie Jesus. Die bouwe nasies, dis die koning wat aankom, volke wees bly en juig vereerlik en prys hom. Wie is die Here, koning heerlik en magtig, hy is Immanuel, ons mens wees deelagtig. Die bouwe nasies, dis die koning wat aankom, volke wees bly en juig vereerlik en prys hom. Hy loop die stofpad, gaan deur dorpe en stede, reik uit na siekes met gekwelde sy vrede. Die bouwe nasies, dis die koning wat aankom, volke wees bly en juig vereerlik en prys hom. Hy het ons skuld gedra, ons sonde vergewe, hy gee aan die wat glo die ewige lewe, hy gee aan die wat glo die ewige lewe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons vereer U, o Heer, met ons harte vol lof. Word verheerlik, o Heer, ons God, Hosanna in die hoogste. Glorie, glorie, glorie aan die Heere God. Glorie, glorie, glorie aan die Heere God. Ons vereer U, o Heer, met ons harte vol lof. Word verheerlik, o Heer, ons God, Hosanna in die hoogste. Ons vereer U, o Heer, met ons harte vol lof. Word verheerlik, o Heer, ons God, Hosanna in die hoogste. Here, U is my lewe, ek ken U veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storm sal my woed met briete krag. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank, en
my stem. Daarom juig ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek, hoor my lied vir U, o Heer. Die môre, saam met die sonsopkoms, sien ek die liefde en laat in die nag as stilte oor alles daal. Voel ek die vrede, dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag. En elke mooi dag, dankie vir vrede, vir alles wat U my bied. Ontvang my liefdeslied. En as ek opstaan, tref die gedagte my. Dis net genade en alles wat ek maar as vanselfsprekend aanvaar. Dit's bloot 'n gawe. Dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag. En elke mooi dag, dankie vir vrede, vir alles wat U my bied. Ontvang my liefdeslied. Son oor die berge, strale van liefdeslig. Stem God gegewe, ek kyk in die oë, strale van liefdeslig. Strooi deur my lewe, dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag. En elke mooi dag, dankie vir vrede, vir alles wat U my bied. Ontvang my liefdeslied. Dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag. En elke mooi dag, dankie vir vrede, vir alles wat U my bied. Ontvang my liefdeslied. Ontvang my liefdeslied. Ons staan vir ons laaste lied. Smag my siel na U, o Heer.
neem beheer en lei my in die lig en waarheid Heer. Deur die Gees prys ek U, o Heer, en U verlustigheid my alleen. Gees van God neem beheer en lei my in die lig en waarheid Heer. Goeiemôre. Baie welkom by die erediens. Dit gaan goed, dankie. Ek weet nie wie gevra het. Dit gaan met my goed. Kom ons draai na mekaar toe en sê ook vir mekaar baie welkom volgende by die erediens. Groet mekaar. Vra maar hoe dit gaan as jy naby genoeg sit. Terwyl julle groet wil ek vir die begeleidingsgroep, die voorsanggroep ook baie dankie sê. Dis my asof jy stilte is in die dorp. Ek weet nie wat dit is nie. En vanoggend toe klink julle ook asof julle so 'n bietjie meer gedemp sing, maar dit is lieflik om saam met julle te sing en baie dankie vir die manier waarop julle ons ook voorberei en instem vir die erediens. Ons waardeer dit baie dankie. Vandag is die eerste Lydenssondag en hierdie Woensdag wat nou verby is die begin van Lydingstyd. En dit werk maar so dat as 'n mens nou Paas Sondag vat en jy werk 6 Sondae terug, dan is vandag nou die eerste Lydenssondag en die Woensdag net voor dit is dan as Woensdag, waar kerke oor die wêreld heen begin om hulle voor te berei vir Paastyd, om Paastyd te vier. En ek lees wat op die skerm staan oor Lydenstyd. Lydenstyd is 'n seisoen van stadiger beweeg, dieper asemhaal. En ek weet, hier's party van ons wat nou in 'n redreis is by al die dinge waarmee ons besig is, veral as jy kinders op skool het. Party van julle het gister in die hitte gestaan, het amper sonsteek. Ek hoop almal is wakker vanoggend wat gister in daai son was. Kinders is besig om 'n toetsreeks te skryf. Dit is hektiek. So, haal lekker asem. Op skool het ek altyd gedink jou maag moet ingetrek wees en jou bors uit te besef. Later het ek besef jy kan nie asemhaal as jou maag ingetrek is nie. Jy moet hom lekker uitstoot. So stoot daai maag lekker uit, laat jou longe vol lug kan raak en haal lekker diep asem. Lydenstyd is ook 'n tyd van nadenke. Partykeer lewe mense so vinnig dat jy nie 'n tyd het om bietjie te dink oor die lewe nie. Jy leef dit net. Ons moet dink ook. Ons moet dink oor hoe ons leef. Partykeer is mense so aan die jaag, jy stop op 'n stadium en dink jy nou, hoe het ek hier gekom? En ons sien ook in die wêreld om ons as mense te hastig is, te vinnig besluite neem, te vinnig goed sê vir mekaar. En hoe maklik jy mekaar kan ontstel met jou hastigheid. Ek is ook baie hastig. Ek neem kennis. Refleksie. Om te reflekteer oor die lewe. Die lewe gaan gou verby. 'n Mens het 'n kort tydjie op aarde. En jy kan by so baie goed betrokke raak en so baie goed mee besig wees. 'n Mens moet kies. Ek is nou in die week by iemand wat alles wat fout gaan reg wil stel. En toe sê ons weer vir mekaar, joh, mens moet dit ook kies. Jy kan nie alles regmaak nie. Jy moet kies wat jy wil regmaak, wat jy dink jy kan regmaak. Om fyner te luister na mekaar. Om te luister na mekaar. Dis ook 'n kuns. Intenser kyk, besonderse sintuiglike ervarings, om net in die oomblikke te wees en jou sintuige gebruik en te sê, hier's ek nou, Here. Ek lewe nou. Wat is al wat ek nou kan vier, geniet? Nie die 2 ure net verby kry nie, maar te dink, hy is stil. Wat kan ek alles hoor? Die kerk se kragopwekker loop. Dit hoor ek. Daar's tradisionele rituele tydens Lydenstyd. Lydenstyd is 'n tyd waarin 'n mens as gemeenskap saam stadiger deur die nagmaal gaan, deur doop. Daar's mense wat dit 'n tyd maak van gebed, 'n tyd van vas, 'n tyd om offerandes uit te deel, om goed te wees vir die mense om jou, om te gee vir die weerloses. In die kerk self is daar baie ou tradisie van afsondering, van stilte, van na afgeleë plekke gaan, retreats, woestyn toe, berg toe,
ruwe landskappe, waar daar nie baie is wat jou sintuie opneem nie, maar waar die stilte en die min jou eintlik help om na binne te gaan. Landskappe wat plekke word van ontmoetings met die Here. Stilte word die plek waar jy jouself weer ontmoet. En dit is dalk waarvoor ons die bangste is. Dat dit tjoep stil om my sal raak. Een oom sê vir my, hy bly nou in 'n plek waar daar net sy kamer is in die leefarea in die badkamer. Maar die radio is in die kamer aan en in die leefarea, want die stilte is net te erg. En dis omdat hy rou oor hy alleen is, omdat hy nie meer 'n maatjie het nie. En hy gewoond was, daar staan 'n ander lewe in die huis. Stilte kan baie bedreigend wees. Maar dit is goed om stil te raak totdat jy dit moet kennis neem van wat jy dink en wat in jou binnekant aangaan. Geen nare skryf. When we make room for silence, we make room for ourselves. Silence invites the unknown, the untamed, the wild, the shy, the unfathomable, that which rarely has a chance to surface within us. So stilte is, as mens lank genoeg stil raak, dan begin daar goed binne jou na die oppervlak kom wat jy regtig van moet kennis neem. In liefde, nie om dit te onderdruk nie, maar om te sê, "Ai, dis wie ek is. Dis wat ek nodig het." Kom ons raak saam verder stil met die woorde van Psalm 91 as ons fotum. Hy sy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, sal oornag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sê vir die Here, my skuilplek, my bergskuiling, my God, op wie ek vertrou. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Ons gaan 'n lied saam sing, en ek gaan vir Alison vra of sy dit net een keer vir ons sal weerspeel. Dit is nie so 'n baie bekende lied nie, en daarom het ons ook die note vir die wat note kan lees, wat nog sangklasse gehad het, dat julle so 'n bietjie kan help vir die voorsanggroep. Hulle ken dit ook baie sleg, maar kom ons kyk of ons hierdie pragtige woorde saam met mekaar kan sing. Dis 'n lydingslied, en die meeste lydingsliede is baie gedemp en stadig en gewyd, maar hier is nou 'n lydingslied wat 'n bietjie lof in hom het, maar wat tog sing van die woestyne in ons lewens, maar wat veral wil sing van die offer wat Jesus Christus gebring het. So kom ons staan en dan sing ons die 2 verse van loof die Here, dis volbring. Loof die Here, dis volbring, die worsteling en bange duister, die son het van die hemel trans, die kruis omglans met nuwe luister. Dit is volbring, volmaak volbring, Christus oorwin die dood volkome. Ja, halleluja, dis volbring, Gods goedheid vloei in volle strome. Laat die wat dors het na hom, met vrugte kom uit door woestyne. Hy is die rots en dit aan, vir ons geslaan tot ons fonteine. Ons gewêreld rond, sing uit een mond, ons is vergewe. Ja, halleluja, dis volbring, aan Christus los, hy is ons lewe. Hierso is so 'n strokie prentjie van Casey. Casey is 'n meisie. En daar aan die linkerkant sien julle hoe kom sy met haar tas van die skool af. Sy is seker na Amerika, hulle dra nie skooluniforms nie. En dan vra haar pa vir haar, "Casey, hoe was jou dag?" En dan brom sy so iets hier van onder af.
En dan sê sy, dit was aaklig. Ek kon nie wag om terug te kom huis toe nie. En dan sê sy vir haar pa, ek gaan kamer toe om te gaan bid. Nou, ek weet nie of julle al ooit 'n kind wat van die skool afkom en 'n aaklige dag gehad het, hoor wat sê, ek gaan nou kamer toe om te gaan bid nie. En dit klink mos nou heel vroom. Maar dan hoor ons Casey sê, God's got some explaining to do. Waar was die Here vandag dat my dag so gelyk het? Ek gaan nou 'n bietjie vir die Here vra. Dit klink soos 'n Job storie. Ons het nou net gehoor dat lydenstyd is 'n tyd van gebed, waar 'n mens saam stil raak voor die Here, en dis 'n tyd van rituele. En ek wonder hoe baie rituele is daar nog in ons huise. Is moeilik om deesdae 'n huisgesin bymekaar te kry en te sê maar ons gaan dit so doen sonder om almal opstandig te hê. Ek het in my matriekjaar toe bly in 'n koshuis by my ouma. Hulle bly in die koshuisvader woonstel en ek bly in een van die onderwysers se woonstelle en die hele koshuis is leeg. So dis 'n resep vir disaster om 'n matriekseun by sy oupa en ouma te hê en hy is nie binne in die huis nie. Maar in elk geval, elke oggend, dan is my oupa al uit, hy het gaan klas gee, hy het seker ekstra klasse gegee, dan weet ek, ek moet nou saam met my ouma daar in die sitkamer gaan kniel voor die stoel. En daar gaan ons nou eers stil raak en saam bid. En ek was weerstandig oor die storie van elke oggend voor skool moet ek nou eers daar in die sitkamer saam met ouma gaan godsdiens hou. En as ek nou terugdink aan, dan dink ek, is dit nie kosbaar nie. Dat 'n mens 'n ouma in jou lewe het wat jou nie los net nie, en dinks, maar sy gaan nie beklei met hierdie tieneropstandigheid nie. Nee, sy hou daarby. En ek was so groot gemaak en ver van my ma af, so ek wou haar nie in die skande steekie, so ek het maar geluister na ouma gegaan. Maar wat se tradisies, veral rondom gebed, is daar in jou huis, is daar in julle huis. Miskien is jy alleen in die huis. En dis baie keer die moeilikste, om dan sekere gewoontes te vestig. Om voordat jy eet nog steeds te bid, al is dit net jy. En as 'n mens bid, dan sê 'n mens mos nou gewoonlik dankie vir die kos. Een van die liedere wat ons baie gesing het op kampe was vir spys en drank. En toe ons het nou eendag wil sing met die matrieks, die graad 11's, toe kom ons agter, deesdae rap jy vir spys en drank. Ons het dit nog gesing, maar nou rap jy hom. Ek gaan nie kan rap nie, maar julle ken hom. Vir spys en drank sê ons sê dank, ons loof U naam, o Heer. Vir spys en drank sê ons sê dank, ons loof U naam, o Heer. Alle goeie gawes daal van die hemel neer. Ons dank Heer, ja dank Heer, en wil U liefde Heer. Amen. So het ons hom geken. Maar dis wat ons doen. En as 'n mens in die huis aan tafel is, dan raak 'n mens saam rondom die tafel stil. Baie mense vat hande, soos jy daar op die skerm kan sien, en dan bid ons saam vir die kos. Nou vertel Dominee Drian vir my, hy kon nie die cowboy fliek onthou nie. Maar hy sê onthou 'n cowboy fliek waar die pa gebid het en die familie sit so rondom die tafel, en toe begin die pa vir die Here sê, dankie vir die land wat hy omgeploeg het, en dankie maar die pa lys alles wat hy gedoen het, om die kos op die tafel te sit. En toe sê hy amen. En toe draai die ma wil begin kos inskep en alles, en die seentjie draai so onseker na die pa toe, hy sê, papa, mag ons maar van papa se kos eet vandag? En toe kom ek af op hierdie ene, en ek het gedink, Google se Engels is beter as myne, so laat die meisie, die vrou dit maar lees, dan maak ons soos sy die gebed sê. Lord, we cleared this land. We plowed it, sowed it, and harvested it. We cooked the harvest. It wouldn't be here. We wouldn't be eating it if we hadn't done it all ourselves. We worked dog bone hard for every crumb and morsel. But we thank you just the same anyway, Lord, for the food we're about to eat. Amen. As ek nou die Here is en daai gebed hoor, dan sal ek aan dink, ek weet nie hoekom jy eers met my praat nie. Baie duidelik jy maar net vir jouself dankie sê en vir die groep wat om die tafel is, want dit is mos julle wat die kos op die tafel gesit het. Ons lewe in 'n tyd waar mense baie verbind is met mekaar deur tegnologie. En dit is baie keer 'n frustrasie vir ons, maar is ons eintlik nie die tegnologie nie. Dis mos eintlik mense wat aan mekaar verbind is. En dis eintlik fantasties dat mense mekaar se kundigheid kan deel
dat 'n mens kan hoor wat iemand aan die ander kant van die wêreld vandag sê en sien. So tegnologie op sigself is nie boos nie, om met mense verbind te wees kan nooit in die rent self sleg wees nie. Wat ons daarmee maak is natuurlik sleg. En wat vir ons sleg is vroeër was ons verbind aan mekaar. Nou besef ons maar ons praat nog met 'n kind en dan is hulle eintlik besig met iemand met wie hulle game speel in Lituanië of waar ook al in die wêreld. En dit is vir ons sleg. Dat ons verbind is, dit is 'n feit. Almal vir ons, niemand is uitgesluit nie, ons almal is besig met die telefone. Wat ons hoor by jong mense, en in hierdie jaar het ons gesê, elke maand gaan ons dink oor jong mense en hoe ons hulle kan help. En die eerste 2 maande het ons gepraat oor wysheid en nog dinge, maar hierdie maand gaan dit baie spesifiek daaroor dat jong mense het nie meer inligting nodig nie. Hulle het nie nog inligting nodig nie. Hulle het rigting nodig. Hulle het mense nodig wat self weet waartoe hulle op pad is. En wat vir jong mense te midde van al hierdie stemme en narratiewe en verhale en stories vir jong mense kan wys, maar hier is 'n pad wat 'n goeie pad is. Hier is die rigting waarin 'n mens kan loop. En ons as volwassenes het 'n geweldige rol te speel in jong mense se lewens. Hulle lewe in 'n geweldig onseker wêreld met klomp inligting, elke 5 minute verander 'n klomp dinge. Leiers maak uitsprake en dan raak hulle vir mekaar kwaad en dan kry hulle dit weer terug en dan bring hulle dit weer in. Dis 'n geweldige onsekere. En hoe wonderlik sal dit wees as daar volwassenes is in elke jong mens se lewe wat kalm is, wat op die bol is, wat weet wat aangaan. Hulle is nie kalm omdat hulle weet wat aangaan nie. Hulle is kalm terwyl hulle weet wat aangaan. En hulle is kalm omdat hulle iemand het wat vir hulle 'n herder is. Wat vir hulle help om te verstaan dat hulle vir genoeg kan wees, dankbaar kan wees. 'n Herder wat hulle help om te besef as ons rondom die tafel gaan sit, dan gaan ons bid. Want God is hier teenwoordig. En alles op hierdie tafel, al die krag wat ek ontvang het om te ploeg, om te oes, om dit te maak, die kos, dit kom alles van die Here. Dis net genade dat 'n mens op hierdie 2 voete kan wees en dat jy deel kan hê aan hierdie lewe vandag. En dat ons vir die kinders sal help. Dat hulle nie voel maar ons weet eintlik nie na wie om te kyk om vir ons rigting te gee nie, want almal is so onseker, almal is so verward. Almal is so selfsugtig, op hulle self ingestel. Maar hulle hier in die kerk veral onder ons as gemeenskap van gelowiges sal ervaar dat ons gegrond is, geanker is. Julle onthou nog wat die kinderkerk vir ons kom wys het? Ja. Dat die kleintjies vir ons moet herinner aan wat is ons rigting. Wat maak dat ons kan en doen goed aan mense rondom jou. Kom ons sing 'n lied waarin ons vir die Here dankie sê. Ons is nie baie mense in die kerkie, maar kom ons deel mans, dames, kinders. Die mans sing die buitenste 2 verse en die vrouens en die kinders die middelste 2 verse. Kom ons staan en dan sê ons vir die Here dankie. Julle kan hande vashou want ons gaan nou bid en hier is 'n tafel gedek. So hou sommer hande vas met die mense om jou. Liewe Vader, ek sê dankie vir die wêreld rondom my. Want die hemel en die aarde het ons als van U gekry. Vader, ek sê dankie dat ek soveel van U kry. Maar die grootste is die liefde wat ook in my hart kom bly.
Vrydag was die Wêreldmiddag vir vroue en die groep wat die tema saamgestel het was die Cook-eilande se vroue. En hier was 'n klomp vroue en jong vroue dogters in die kerk en hulle saam herinner aan hierdie pragtige woorde van Psalm 139: U het my volmaak geskape. En ek wys sommer so 'n paar van die kleurvolle fotos van Vrydag en van die dames wat betrokke was, wat gekom het, wat moeite gedoen het met blomme om alles soos die eiland te laat lyk. Daar is so 'n paar van die gesigte en Mariet Koen wat gepraat het en Marizaan Landman wat gepraat het, Allison en die pragtige dames daar agter wat begelei het. Hier's nog van die mense wat kom saam bid het. En ons is herinner daaraan dat ons die Here kan loof, dat ons vir die Here kan dankie sê, want die Here het ons op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat hy gedoen het, vervul ons werklik met verwondering. En hulle gaan nou 'n verwerking sing van Psalm 139 van Randall Wickham. Grootheid, oorweldig my.
Baie dankie. Ons gaan saam lees uit Deuteronomium 26. Deuteronomium is 'n boek wat gaan oor Moses wat besig is om vir die volk die wet, die wil van die Here te gee voordat hulle die beloofde land binne gaan. Hy self weet hy gaan nie self die land ingaan nie. Dit gaan nie vir hom beskore wees nie, maar hy het hierdie wet ontvang by die Here wat hy deel met die volk sodat hulle ook met die Here saam die nuwe land kan binnestuur. So van hoofstuk 12 af tot 26 is so 'n blok van wetgewing wat Moses met die volk deel. En in hoofstuk 12 begin hy met afgodsdiens. En herinner hy ons daaraan dat die wet gaan regtig daaroor, nie om 'n mens weg te stuur met 'n klomp reëls wat jy moet gaan navolg nie. Maar die wet gaan daaroor om jou te help in 'n verhouding met God, om in God se teenwoordigheid te lewe. En dit is waarvoor die wet aan die volk gegee word, dat hulle in so 'n intieme verhouding met die Here sal leef en dat hulle so sal wandel. En dit is so pragtig as mense nou gaan lees van hoofstuk 12 af, hoe in die fynste detail hierdie verhouding tussen die volk en die Here gereël word. Daar is breedheid ook in, maar is uit en uit omdat die Here weet, hy kan regtig nie sy eie mense vertrou met hulle harte, dat hulle nie afgerokkel kan word van hom nie. Die Gees is nog nie uitgestort, die mense is regtig op hulle eie oorgelewer. En daarom is die reëls wat hy gee regtig partykeer baie skerp oor hoe Moses en die leiers van die volk moet optree teenoor hulle. Maar wat my opgeval het terwyl ek dit deurgelees het, is hoeveel daar gevra word van die volk. Wanneer julle offers bring na die plek waar die Here vir julle sal wys, waar hy wil hê julle moet hom aanbid, nie op die aanbiddingsplekke van die land waar julle inkom nie, maar waar die Here vir julle sal wys. Bring julle offers na die aanbiddingsplek toe. En eer dit daar, geniet dit daar met vreugde in die teenwoordigheid van die Here. Dat aanbidding van die Here, om kerk te wees van die Here, is regtig nie 'n swaar las met 'n klomp reëls wat op 'n mens gelê word nie. Maar dat dit 'n uitnodiging is om aan die hand van God se riglyne in 'n intieme verhouding met die Here te staan waar dit vir jou vreugde en blydskap bring. Omdat jy besef jy's nie mens alleen nie, maar jy behoort aan die Here en die Here is jou God en die Here is hier by jou. In hoofstuk 26 is dit amper die samevatting. En dit is wonderlik om te sien soos ons vanoggend 'n liturgie het wat julle nou nie altyd eers besef nie, maar waardeur ek besig is om met julle te gaan. Sien ons in hoofstuk 26 'n liturgie. Hoe Moses, die Here deur Moses vir die volk sê, wanneer julle in die beloofde land kom dan om my te ontmoet, en wanneer hulle kom om my te ontmoet, gaan deur hierdie ritueel. Kom ons, voordat ons gaan saam lees, kom ons bid saam, en daarna sal ek vir ons lees uit Deuteronomium 26. Kom ons buig die hoofde saam. Dankie Here, dat ek vanoggend kon opstaan. Die wakker word uit my slaap, was asof ek vroegtydig skielik in die opstanding deel. Ek voel dat ek opgewek is. Hierdie nuwe dag maak my opgewonde. Die oggendlig is soos peppermintkrisp. Ek wil daaraan pesel, bietjie vir bietjie, terwyl ek nadink oor u teenwoordigheid. Ek voel u na in my hart. U troue liefde is douvars. Nou besef ek, Heer, voor my, oopgesprei, lê talle kanse, nuwe geleenthede. Ek wil saam met die psalmdigter 'n lied sing. Ek wil my daarin wy om opreg te lewe. Here, ek vra U, help my om U wil te doen. Help my om ergens vandag 'n geleentheid te skep waarin ek nie sal eis en voel die lewe skuld my iets nie, maar waarin ek kan weggee, sommer verniet, U genade weggee. Dankie vir hierdie ruimte waarin U ons innooi. Dankie vir die tafel wat gedek is met wyn en brood. En Here, wil U gee dat hierdie tekens, terwyl ons nou uit die woord uit lees, dat alles 'n kalmte en 'n vrede oor ons sal daal. Dat ons sal hoor en sien, dat ons geliefd is. Dat ons in 'n verhouding met U staan. En dat dit is wie ons is. Mag dit vir ons vul met vreugde en blydskap en met hoop en krag om U liefde te gaan leef.
Ons wag op die Here. Amen. Ek lees vir ons uit Deuteronomium 26 vers 1 tot 11. Let op die enkelvoud in hoofstuk 12 is dit meermaal hierdie meervoud, maar hierso in hoofstuk 26 is dit asof die Here met individue praat, maar ook ons herinner daaraan dat hierdie rituele van God ontmoet, kan ons net in 'n groep doen. So elkeen van ons kom as 'n individu hier aan met ons eie storie, maar hier raak dit ons storie. Hier raak ons deel van 'n groter verhaal. Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God aan jou gee as jou eiendom en jy dit in besit en jy daarin woon, moet jy van elke eerste oes wat jy insamel in die land wat die Here jou God aan jou gee, 'n deel vat en dit in 'n mandjie sit en daarmee na die plek toe gaan waar die Here jou God sal kies om sy naam daar te laat woon. Jy moet na die priester toe gaan wat in daardie tyd daar sal wees en vir hom sê: Ek verklaar vandag voor die Here, u God, dat ek gekom het in die land waar die Here met 'n eed aan ons voorvaders beloof het om aan ons te gee. Dan moet die priester die mandjie by jou vat en dit neersit voor die altaar van die Here jou God. Jy moet dan in die teenwoordigheid van die Here jou God sê: My vader was 'n Arameer wat van plek tot plek getrek het. Hy het na Egipte toe gegaan en met min mense daar as vreemdelinge gaan woon. Daar het hy 'n groot, sterk en talryke nasie geword. So mense kan jy nou voorstel hoe ons as Israeliete nou hier voorkom staan in die tempel, of daar was nou nie 'n tempel, die tent van ontmoeting, tabernakel, later die tempel, en hierdie mandjie bring van die eerste vrugte wat ons geoes het op die land wat die Here vir ons gegee het, en hoe ons hierdie gesprek gaan met die priester, en hoe ek eintlik vertel die geskiedenis van my storie. Maar dit is nie eintlik ek nie. My vader was nie 'n Arameer wat van plek tot plek getrek het nie. Dis baie lank terug. Waarskynlik is dit Jakob na wie verwys word, wat later Israel geword het. Maar ek neem vir Jakob aan as my vader in hierdie storie. Want dit gaan my help as ek die voorgeslagte se storie myne maak. Daar het hy 'n groot, sterk en talryke nasie geword. Dis nou in Egipte. Die Egiptenaars het ons sleg behandel. Hulle het ons verdruk en ons harde werk laat doen. Ons het na die Here, die God van ons voorvaders, om hulp geroep en hy het ons gehoor. Hy het ons ellende en ons swaar kry raak gesien en gesien hoe ons verdruk word. Die Here het ons uit Egipte laat wegtrek deur magtige dade, kragtige groot dade wat vrees ingeboesem het, tekens en wonders. Hy, die Here, het ons in hierdie plek gebring en hierdie land aan ons gegee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die rede waarom ek nou die eerste opbrengs van die land wat deur die Here aan my gegee is, gebring het. Dan moet jy dit neersit in die teenwoordigheid van die Here jou God en jy moet hom aanbid. Jy moet al die goeie dinge geniet wat die Here jou God aan jou en jou huisgenote gee. Jy en die Lewiete en die vreemdelinge wat by jou woon. So hier word 'n pragtige ritueel uitgebeeld waaraan die volk moes gehoor gee. Hulle moes dit gaan doen as hulle in die beloofde land kom. Moses gaan nou dit self nooit doen nie, maar hy gee dit vir hulle deur. Dit is wat julle moet gaan doen. En ons hoor die rede waarom ek hierdie eerste opbrengs van die land wat deur die Here aan my gegee is gebring het, is omdat die Here dit vir ons gegee het. Die Here het die land vir ons gegee. Die Here het die opbrengs vir ons gegee. Elke keer herinner ek myself daaraan, wie is ek? Hoe het ek hier gekom? Hoe is dit dat ek hierdie opbrengs in my hande hou? Waar kom hierdie mandjie vandaan? Wie is ek? Waar kom ek vandaan? Hoe het ek gekom waar ek nou is? En ons hoor die dankbaarheid ook in hierdie ritueel. As 'n mens deur hierdie paar verse lees, dan hoor 'n mens die storie wat vertel word. Ons is eintlik mense, al bly ons nou al jare op hierdie plaas waar ons nou bly. Al is ek al my leeftyd in Piketberg, dan nooi hierdie storie my uit om aan myself te dink as iemand wat kom uit 'n volk, uit mense uit wat swerwers is. En die woorde wat hier gebruik word is iemand wat dwaal met die gedagte dat hy eintlik heeltemal tot niet gaan. 'n Mens kan dink aan 'n skaap wat verlore geraak het. Die skaap dwaal daar rond op die vlak
En jy weet, een of ander tyd gaan hy gevang raak, gaan hy verdwyn. En dit is wat hierdie Israeliet sê as hulle hier by die Here in die Here se teenwoordigheid kom, dan sê hulle, my mense is mense wat dwaal met 'n toekoms wat eintlik gaan verdwyn. Ons is eintlik niemand nie. Ons toekoms sou op niks uitloop nie, ons sou net verdwyn het. Dis wie my voorgeslagte is. Die ergste is, in 'n oomblik van uitkoms, toe daar hongersnood was, het ons 'n ongelooflike geleentheid gekry in Egipte. Ons het daar gaan bly, ons het uitkoms gekry, ons het dood gegaan het van die honger. En deur die wonderlike voorsienigheid van die Here het Josef opgang gemaak, kon ons, Josef se broers en sy pa, kon ons daar ons gaan vestig. Ons het baie geraak in Egipte, het met ons goed gegaan. Maar toe die gesindheid van die Egiptenare verander teenoor ons. Hulle het ons al hoe meer begin gebruik en misbruik, ons verdruk. En toe het ons begin kla en geroep en gesê ons kan dit nie meer uithou nie. En wonderlik het die Here dit gehoor. En die Here het ons kom uitlei uit Egipte uit daai plek van slawerny. En die Here het vir ons beloof hy lei ons na 'n plek toe wat hy vir ons sal gee. En dis waar ons nou is. Hierdie mandjie en die vrugte wat in die mandjie is, verteenwoordig hierdie storie van God se voorsienigheid, van God se sorg, van God wat beloftes maak en dit waar maak. En ek kom in hierdie ritueel in om myself dit te herinner, om weer daai verhaal vas te maak aan myself. Dis wie ek is. Dis 'n storie van dankbaarheid. As 'n mens deur hierdie 11 verse gaan lees, dan sal 7 keer die woord of die stam van die woord wat beteken gegee, gegee, gegee. In die eerste 3 verse hoor ons dis God wat die land gee. In die laaste 3 verse 19 en 11 hoor ons dat toe die Here die land gee, het daar opbrengs gekom uit die land uit, vrug uit die land uit. En dit het die Here ook gegee omdat hy die land gegee het. Hy het die lewensmoontlikheid gegee en daarom ook die lewensmiddels. Alles wat ek het, kom uit die hande van die Here uit. Daar's ook iemand anders wat gegee het in hierdie verse. In ons vertaling sien mense dit raak nie, maar in vers 6 staan dat die Egiptenare het vir ons verdrukking en harde werk gegee. Ons het ook gekry toe ons in Egipte was, maar dis net swaar. Daar's swaar vir ons uitgedeel. Maar die Here het vir ons land gegee, lewensmoontlikheid, lewensmiddels gegee. En daarom kom ons na die plek van ontmoeting om vir die Here dankie te sê, om die eer aan die Here te gee. Iemand skryf vir hierdie gedeelte en hy sê simply put, gratitude is rarely confined to the present moment. More often than not, the present moment is the culmination of givings all along the way. Ek het maar probeer in Afrikaans, dankbaarheid is selde beperk tot hierdie oomblik waar ek so 'n flits van dankbaarheid het. Meer dikwels is hierdie oomblik van dankbaarheid die uitloper van ontelbare genadebewyse langs my lewenspad. As 'n mens 'n vergenoegde mens is, 'n dankbare mens is, dan beteken dit nie in hierdie oomblik het ek iets gesnap en nou is ek dankbaar nie. Waarskynlik is jy iemand wat op jou lewenspad male sonder tal geleenthede sien, oomblikke sien, waar die Here jou in liefde aangeraak het, genade aan jou bewys het. En daarom as jy hierdie ritueel ingaan, en jy jou terugdink aan die voorgeslagte, en hoe die Here by hulle was, dan is dit nie moeilik vir jou om daarmee te identifiseer, want jy het ook baie stories van dankbaarheid, van voorsiening, van sorg. Die mooi van hierdie gedeelte skryf iemand anders, is dat teologie, dit wat oor God geleer word, en liturgie, kerk wees, om in 'n gesprek met God te gaan, in so 'n oomblik soos hierdie. Maar ook etiek, want uiteindelik hoor ons dat hierdie ontmoeting van die Here is nie net iets tussen die aanbidder en die God self nie, maar die gawes wat ek na die Here toe bring, my offer aan die Here, wat ek kan geniet ek saam met die tempelpersoneel, die leviete, en ek geniet dit saam met die vreemdelinge. En dan gaan die res van die hoofstuk verder om sê, ek geniet dit ook saam met die wese en die weduwees, die vaderloses en die weduwees. En kan mens dink aan so 'n wêreld waar mense dankoffers gee vir die kerk, en dat jy kom en jy saam jou dankoffer geniet, en almal wat swaar kry, laat deel in daai dankoffer. Dat 'n mens hierdie dankbaarheid so wyd kan uitleef, oop kan uitleef, jou hande en jou arms kan oopmaak, jy moet al die goeie dinge geniet, wat die Here jou God aan jou en jou huisgenote gee. Jy en die leviete, die vreemdelinge wat by jou woon. Vers 12, die leviete, die vreemdelinge, die vaderloses, die weduwees, dat hulle eet en versadig raak in ons dorpe. Ons gaan nou die nagmaal gebruik,
Dit is ons liturgie, wat die Here Jesus self vir ons gegee het. Dis ook 'n plek waar ons kom om die Here te ontmoet. En ons gaan ook deur die liturgie praat oor wat beteken die brood. Net soos daai mandjie 'n betekenis gehad het met die vrugte in, het hierdie wyn en hierdie brood 'n geweldige betekenis. En dit gaan ons nou saam met mekaar herdenk, as so 'n liturgie van dankbaarheid. Broers en susters, die Bybel leer ons dat God ons baie liefhet. Ons weet dit omdat hy sy seun, dit is Jesus, vir ons gestuur het. Julle hoor hoe ek die storie nou vertel, dat ons kan onthou. Die Bybel leer ons dat Jesus ons ook baie liefhet. Ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ons ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Ons is bly wanneer ons die nagmaal gebruik, want ons sien nou al hoe wonderlik dit in die hemel gaan wees. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het en steeds doen. Voordat ons die nagmaal gaan gebruik, kom ons maak die oë toe en dan raak ons ook saam stil voor die Here. Hemelse Vader, ons almal het herinneringe van rondom 'n tafel sit, waar daar liefde is en waar mense mekaar in die oë kan kyk, waar daar mense is wat sorg en versorg, 'n huislike atmosfeer. Miskien in 'n kombuis of 'n eetkamer, dalk buite by die braai rondom 'n buitetafel. En waar 'n mens so vergenoegd is, dankbaar is, waar jy mekaar se hande kan vat en saam kan dankie sê teenoor U wat ons hemelse Vader is, wat so wonderlik onverdiend U liefde en genade oor ons uitstort. Here, hierdie is 'n besonderse tafel. Want wat hier op die tafel is brood en wyn, wat spesifiek so geskink en voorberei is, om ons te herinner dat hierdie is deel van 'n ritueel. Net soos ons in Deuteronomium gelees het, hoe U voorgeskryf het hoe die Israeliete moet maak, om hulle te herinner aan wie hulle is. Gebruik ons hierdie geleentheid om herinner te word aan wie ons is. Dat ons ook mense op die vlak is, wat op pad is na nêrens nie. Dat die wat voor ons gegaan het ook sulke mense was. Dat dit ons baie keer in die moeilikheid gebring het, met ander mense. Dat dit wat hulle vir ons gegee het nie lekker was nie. Dat ons by tye om hulp geroep het, geweet het ons is vasgevang in sonde en skuld, op pad na die dood, en baie keer was die dood eintlik klaar by ons. En toe het U verskyn in ons lewens. Ons lewens kom aanraak met U genade, U magtige teenwoordigheid, en 'n lig het vir ons opgegaan. Ons het besef, Jesus het aan die kruis vir my gesterf, nie net vir die ander, vir my. En in daai oomblik het ons ervaar hoe daar 'n las van ons skouers afgaan. Ons besef, ons is skoon gewas, nuut gemaak. Ons kan lewe. Ons hoef nie meer bang te wees nie. Bang vir mense, vir dinge, vir die wêreld, vir magte en kragte wat daar in die wêreld om ons is nie. Want ons weet wie ons is. Ons weet aan wie ons behoort. Ons weet wie saam met ons is. Here, dit het ons lewens verander. En dankie dat hierdie brood en wyn keer op keer dit weer kom doen. Ons innooi om weer in hierdie gesprek in te gaan met U. Om te echo dit wat U vir ons sê oor onsself, wie ons is. En so dit ook ons eie te maak. Mag ons hiervandaan weggaan met die wete, dis wie ons is. En mag dit ons mekaar se broers en susters maak. Mag dit ons mense maak wat buite in die gemeenskap U liefde laat vloei uit ons lewens uit. Dat ons werklik 'n kanaal kan wees, 'n stroom van lewende water, wat uit U die fontein gevoed word,
wat daarom ook saam met U kan lewe gee, laat groei, vrug dra en oes voortbring. Here, ons loof en ons prys en ons dank U dat U dit gedoen het. Amen. Broers en susters, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daarin en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van al jou sonde. Die wyn, die beker van danksegging, is die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem dit, drink dit, proe dit, dink daarin en glo dat Jesus Christus se bloed gevloei het tot volkome versoening van al jou sonde. Kom ons gebruik die geleentheid om te bely in wie ons glo. Ons doen saam die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.